Dit is vandag Vrydag 26 September. Baie welkom by hierdie luistermeditasie. Die skrifgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan is Matteus 25 vers 1 tot 4 en ons gaan dit lees in die 2020 vertaling. Ek wil jou vandag opnuut weer nooi om daar waar jy is tot rus te kom, om 'n paar keer lekker diep asem te haal. En wanneer jy gereed is, kan jy jou oë toemaak. Ontvang die geskenk van hierdie oomblik. Soos wat jou gedagtes tot rus kom, raak bewus van die geluide wat jy hoor. Wat gebeur om jou? En dan raak jy bewus van dit wat in jou liggaam gebeur. Wat hoor jy? Wat voel jy? Die idee is nie om iets te forceer of weg te skram nie, maar om te erken wat daar is. Moenie vashou in dit wat na die oppervlak kom nie, maar laat dit net weer gaan. Raak stil en luister. Soos jou asemhaling rustiger raak, ervaar hoe die Gees van God oor elke deel van jou menswees spoel. En vertrou elke emosie toe aan die genesende werking van God se Gees. Bid saam met my hierdie gebed uit Psalm 130. Here God, ek wag, kyk en hoop. Uit die dieptes roep ek na U, Here. My Heer, hoor tog my stem. Laat U ore aandagtig luister na my smeekbedes. Met my hele wese wag ek op U, Here. U woord is my hoop. Matteus 25 vers 1. Die koninkryk van die hemele sal wees soos 10 jong meisies wat hulle lampe geneem het om die bruidegom tegemoet te gaan. 5 van hulle was dwaas en 5 was verstandig. Die dwaases het hulle lampe gevat, maar nie olyfolie met hulle saamgeneem nie. Die verstandiges het egter saam met hulle lampe ook olyfolie in houers geneem. Ek het doelbewus net die eerste 4 verse gekies van hierdie verhaal wat Jesus vertel. Wat het jy vandag in hierdie teksgedeelte gehoor? Watter beelde of emosies roep dit dalk by jou op? Watter woord of gedagte het vir jou uitgestaan?
Ek en jy wat wag op die bruidegom van vrede, wat wag op die fees van geregtigheid tot laat in die nag, bring ekstra olie vir jou lamp. Die wag gaan dalk baie lank wees, baie langer as wat jy gedink het. Moenie versoek word deur die belofte van kort baie nie. Moenie deur jou ongeduld mislei word nie, want lig sal vervaag. Die lang nag by tye sal dig om jou kom groei, en by tye sal jy dink die dag is besig om te breek. Hou dan steeds aan om te wag. En terwyl jy wag, hou aan om die skoonheid en die vreugde van God se wêreld te sien, te beleef. Hou aan om die sonlig en die oorvloed en die vreugde wat God met jou deel, met ander te deel. Ja, bring genoeg vir jou reis en hou aan reis. Hou jou lamp omhoog, jou flikkerende lamp van hoop, van vertroue. En wat dalk vir jou voel soos nag, is weer vir 'n ander dag. Maar onthou, die koninkryk is nie elders nie. Dis hier. Dis om jou. Dis in jou. En baie gerugte sal die bruidegom se koms voorafgaan. En jy gaan soms moeg word vir die opwinding wat weertaan, maar moenie aan die slaap raak of wanhoopig raak nie. Hou aan aktief wag met God se liefde, wat alles wat hierdie landskap van ons kan verander. Laat jou olie oorloop, sodat jy selfs kan uitdeel teen alle logika in. Maak nie saak hoe lank dit neem nie. Die lig skyn in die duisternis. Verlig die klein sirkel waar jy beweeg. Hoe ervaar jy praat hierdie gedeelte met jou op hoe jy wag op God? Hoe jy op die uitkyk is vir wie God is in hierdie dae? En wat beteken dit vir jou as jy dink daaraan dat Jesus gesê het, die koninkryk is hier en nou? Ek dink meeste van ons hou nie daarvan om te wag nie, want wag beteken om geduldig te wees. Deel van die vrug van die Gees is om geduldig te wees. Soos die boer wat wag vir die oes, skryf Jakobus. Om te weet jy is nie totaal magteloos nie. Jy het 'n rol in die groeiproses, maar jy is ook nie God nie. Hy alleen is die bron van alles wat lewe. Maar dit beteken ook dat ons aktief wag op God. Daarom raak bewus van dit wat jy ontvang het. Help dat lewe floreer en ontvou. Oop vir dit wat kan ontkiem, insluitend die onverwagse. Om te wag op God is beide om vas te hou en te laat gaan. Om te vertrou dat God se Gees jou die moed sal gee om te wag. Nie rusteloos of angstig nie, maar gereed, oop, versorgend, sonder om vas te klou. Dit beteken om in geloof te leef met die hand aan die ploeg, al is die oes onsigbaar. Dit is in eenvoudige taal seker maar net om my te wend tot God se liefde, om my hart oop te maak vir sy geregtigheid. En sy geregtigheid is om te vier hoe die lig duisternis verjaag. Om te wag op God gaan oor hoop en verbeelding. Dit gaan nie oor wat jy aan die einde van die wag kry nie. Dit gaan oor wie jy word terwyl jy wag. Wat het vandag in jou binneste geroer tydens hierdie meditasie?
Praat in gebed met die Here daaroor. Here God, bron van alle vreugde, bewaar my van selfsug. Bewaar my om nie die pad van vrees te kies nie, maar toe te laat dat U liefde my hart ontsluit. Here, en terwyl ek wagtend is op U koninkryk wat elke dag deurbreek, bid ek, Here, mag U liefde dag en nag my gedagtes deurkruis. Maak my soos 'n boom wat geplant is langs 'n waterstroom, 'n stroom vol helder lewegewende water. Mag die vrug van U liefde ryp word in my. Met oop hande ontvang ek vandag die lewe wat U skenk, want dit alleen hou my staande. Here, mag dit wat afstand bring tussen my en U, soos kaf wegvaai deur die wind. Mag dit wat vals is, verswelg word deur U nabyheid en waarheid. Waak oor my keuses en my pad, Here. Neem my, seën my, breek my en deel my uit aan 'n wêreld wat honger na U. Amen.